Dis Goeie Vrydag. Dis die belangrikste Vrydag van die jaar vir Christene reg oor die wêreld. Want dis die dag waarop Jesus vir ons gesterf het. Maar hoekom noem ons dit 'n Goeie Vrydag? Want dit was 'n baie donker Vrydag, 'n moeilike Vrydag, want dis die Vrydag waarop Jesus gelei het, gekruisig is, begrawe is, en sy lyding was groot. Hy's verraai. Iemand op wie hy baie staat gemaak het, wat baie naby aan hom was, wat hy van afhanklik was, het net skielik uitgeloop op hom. Hy was verlaat deur al sy disippels op 'n tyd. Hoe seer en hoe hard is dit nie, as hulle saam met wie jy die lewe diep doen, ook skielik nie meer daar is vir jou nie. Dan was hy verwerp. Hy is verwerp deur die owerhede, verwerp deur die politici, die groot ekonome van sy tyd. Hy was verkeerd verstaan, misverstaan. En dan is hy verneder. Soldate sit vir hom 'n doringkroon op sy kop en spot met hom. Hulle skeer sy klere van sy lyf af, hy's naak, kaal. Dis die pyn waardeur Jesus gegaan het. En sy lyding is as gevolg van sondes. Dis die verraad, die verlaat, die verwerp, die vernedering van die mense wat vir hom groot pyn veroorsaak in sy lewe. Groot pyn. En dis groot pyn om totaal alleen te wees. En die eensaamheid was so groot vir Jesus daar op die kruis. Die skrif sê, toe dit die 6de uur was, kom daar 'n duisternis, donker, oor die hele aarde, tot die 9de uur toe. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani. En dit beteken, as dit vertaal word, my God, waarom het U my verlaat? En daar die oomblik, vat hy al hierdie dade van hierdie mense wat aan hom gedoen word, en hy hou dit. Hy gee dit nie terug vir hulle nie. Hy antwoord nie haat op haat nie. Hy antwoord nie met woede op woede nie. Hy dreig nie op die dreigemente nie. Hy vloek nie op die vervloeking nie, maar hy sit dit oor. Hy absorbeer dit, transformeer dit. Hy sit al hierdie sondes wat hy in hom inneem, oor in liefde. En hy reageer met goedheid, met vergifnis. Wat 'n daad. En so sterf hy. En word begrawe, en as gevolg van dit wat hy daar gedoen het, die sondes wat hy op hom geneem het, word hy opgewek uit die dood uit. Ek dink dis hoekom Friedrich Buchner gesê het, die woorde, my God, waarom het U my verlaat, is die grootste liefdesuitdrukking in die geskiedenis van die ganse skepping. Want in daardie oomblik absorbeer hy alle haat, alle verwerping, alle pyn in homself en sit dit om in liefde, want so lief het God die wêreld, dat hy sy eniggebore seun aan ons gee, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat 'n wonderwerk, wat 'n genade. Jy sien, wanneer toe Jesus sy disippels die eerste keer roep, toe nooi hy hulle om hulle ou lewens agter te laat en in iets radikaal nuut in te stap. Hierdie uitnodiging gaan nie net daaroor om hom fisies te volg nie. Dit gaan daaroor om hulle eie planne, sekuriteit en identiteit oor te gee, om in die ware lewe, die ewige lewe in te gaan. In Lukas 9:23 sê hy vir hulle, elkeen wat my disipel wil wees, moet hulle self verloor en daagliks hul kruis opneem en my volg my. En by die kruis beliggaam hy hierdie uitnodiging en oorgawe om alles op te gee, selfs sy lewe, sodat ons die ware lewe kan hê. Volg my, kom saam met my.
Moenie my net bewonder nie, maar kom leef saam met my en kom neem jou kruis op. Selfs in en deur lyding, kom saam met my en ek sal jou neem na 'n nuwe lewe en 'n nuwe manier van lewe. Ek sal jou neem na die opstandingslewe. Dit is Jesus se uitnodiging en dis steeds vandag 'n uitnodiging wat daagliks na jou en my toe kom. Volg my. En jy's dalk vandag in jou eie goeie Vrydag. In verlatenheid, eensaamheid, verraad, op 'n plek waar jy op uitroep, my God, waar is U? Het U my verlaat? En ek bid, dat jy hierdie uitnodiging weer opnuut sal hoor, die roepstem wat roep en sê, volg my. Jesus sê, volg my in die donker nag van die siel. Die woord sê dit het duister geword, donker. Nou Jesus het die aand voor die tyd in die tuin van Getsemane met sy Vader gepraat, Abba. Maar nou is hy aan die kruis en hy wonder, waar is U? In die tuin bid hy tot die een wat die naaste is aan hom, Abba, en op die kruis roep hy nie sy Vader se naam uit nie, maar hy gebruik die woord Eloi, wat 'n formele aanspreekvorm vir God in Hebreëus is. Hoe ver moes God nie vir Jesus in daardie oomblik gevoel het, dat hy nie eers vir hom Vader kon noem nie. Hier is emosie, wat baie van ons al mee in kontak gekom het. Johannes van die kruis, 'n ou mystikus, het gesê, dat hierdie plek waar ek God verlate voel, 'n belangrike deel van my geloofsreis is. As 'n volger van Christus, is dit die donker nag van my siel. Dis 'n plek van eensaamheid, chaos, twyfel, selfs vrees, waar ek uitgenooi word om bloot in geloof vas te bly staan, al voel en dink ek anders. Al voel en dink jy nou anders op die 6de tot die 9de uur van duisternis in jou lewe. Hou vas. Moet dit Teresa word geken vir haar intieme verhouding met God en haar werk in sy wêreld vir sy koninkryk. Tog vind ons in haar joernale dat in die laaste 50 jaar van haar lewe, sy nooit God se teenwoordigheid beleef nie. In haar gebedslewe was sy in die donker nag van die siel. Sy het leegheid, droogte, 'n groot winterwoestyn beleef en op 'n stadium sê sy, in my soul, I feel just that terrible pain of loss, of God not wanting me, of God not being God, of God not really existing. Sy het hierdie pynlike menslike emosie van eensaamheid, verlatenheid geken. Tog ten spyte van die duisternis, het sy nie ophou vashou aan God nie. Al het sy gevoel dat God haar verlaat het, het sy besluit om nie God te verlaat nie. Sy het vasgehou aan haar vroeë ervarings van God en sy het geloof beoefen. Jy voel dalk vandag, my idees oor God, my denke oor geloof, baat my niks in hierdie donker nag van die siel waarin ek is nie, maar ek wil vandag vir jou sê, God is ver bo jou idees, jou gedagtes, jou denke, wat jy kan droom, wat jy kan bid. En in die donker nag van die siel, doen God sy grootste werk in jou. Dis daar, Dallas Willard sê, dis daar, in Christ, God enters so fully into the God-forsakenness that it ceases to be God-forsakenness. Hy het die duister binne gedring. Jy kry hom nie net in die oorwinning nie. Jy kry hom nie net in die goed as dit wonderlik is nie. Jy kry hom juist daar. Daar maak hy skoon. Daar verander jy. Daarvoor transformeer hy jou en bring hy iets nuuts tot stand. Ja, dit voel soos 'n loutering van die geloof, 'n toets van die geloof. Maar dit is 'n oorstap na 'n nuwe plek toe in jou verhouding met die Here, selfs in die oomblik waar jy vra het soos, waar is U? Waarom? En hoor te midde van daardie donker nag van die siel sy roepstem wat vir jou sê, volg my.
Volg my, al vra jy, waarom? Een van my gunsteling geestelike skrywers is Henry Nouwen, en hy skryf in een van sy boeke oor die verlies van sy ma. Hy sê, sy is 'n vrou van groot geloof en liefde, deernis. Sy het haar hele lewe lank met God gewandel. En dan skryf hy oor haar laaste oomblikke voor haar dood, en die storie het my aangegryp. Hy vertel hoe sy omring was deur vriende en familie, haar geliefdes. En met moderne medisyne moes sy met pyn en wroging sterf, al het sy die medisyne gekry. Maar hy skryf nie net oor die uiterlike pyn en lyding nie, maar die innerlike worsteling. 'n Sielewroging. Nie omdat sy pyn gehad het nie, maar omdat sy alleen gevoel het. Gevoel het asof die God aan wie sy haar lewe toegewy het, haar gelos het. Haar laaste oomblikke was gevul met angs en hartseer. Die vertroosting, hoop, liefde, vrede van God wat sy haar lewe lang geken het vir haar gevoel asof dit nie bestaan nie. En in daardie oomblikke toe sy God se teenwoordigheid die nodigste gehad het sy selfs gevoel dat hy nie meer bestaan nie. En Henry het toe ook op 'n plek gekom waar hy self vra, hoekom Here? Waar was U? Hoe kan U wegkruip van iemand wat U so lief het en volg? En die antwoord het toe later na hom toe gekom. Hy skryf en hy sê, hy onthou hoe sy ma altyd gebid het, om soos Jesus te leef, en soos Jesus te sterf. Maak dit dan nie sin dat sy soos Jesus moes sterf nie. Nou, alhoewel daar iets is wat Jesus gedoen het, wat onherhaalbaar uniek is, niemand anders kan vir ander mense se sonde sterf nie, gee hy vir ons 'n patroon, 'n manier van lewe. En dis nie net van toepassing op die fisiese dood waar ek oorgee nie, en wat ons almal een of ander tyd in die gesig gaan staar nie, ons almal gaan doodgaan. Maar dat daar 'n paar dode is in ons lewe. Ons moet sterf van goed in ons lewe, die verlies van ons jeug, die verlies van drome wat nie realiseer nie, verlies van 'n verhouding wat nie uitwerk nie, dis dode wat gesterf moet word, en dis pynlik. Maar wanneer ons Jesus volg, weet ons, die verlies het nie die laaste woord nie, die verlies nooi my na 'n nuwe plek van oorgawe. Want deur Jesus, weet ek, deur die dood, deur die duister, kom daar nuwe lewe. En daarom kan ek hom volg, wanneer waaroms in my verliese my gedagtes opneem. Paulus borduur op hierdie idee in Filippense 3:10. In die ou vertaling sê hy, ek wil gelykvormig word aan sy lyding, sy dood, sy opstanding. Ek wil in 'n deel, sodat ek kan opstaan in 'n nuwe lewe. Jesus sê, die koringkorrel, as dit nie in die grond val en sterf nie, kan daar nie nuwe lewe kom nie. So in my waaroms word ek genooi om oor te gee, sodat iets nuuts tot stand kan kom. Ek moet laat gaan. Soos wat Jesus aan die kruis uiteindelik sy lewe laat gaan het en gesê het, in U hande gee ek nou my gees oor. Waarom het U my verlaat, was nie Jesus se laaste woorde in sy dood nie. En ons waaroms is ook nie altyd die laaste woord nie. Van sy laaste woorde is, my Vader, in U hand gee ek my gees oor. In U hand, as jy gewonder het, waar is God in daardie oomblikke van verlatenheid? Die Vader was nooit afwesig nie. Sy hand was nooit nie daar nie. Hy het nooit gelos nie. Sy hande het daardie oomblik vasgehou, swaar, donker, oorweldigend. Hulle het die lig vasgehou terwyl dit swart geword het. Hulle het die aarde vasgehou terwyl dit gebewe het. Hulle het die kruis, die lyding, die gewig van dit alles vasgehou, soos 'n pa wat sy kind se hand vang. Wanneer hy val, selfs al voel daai kind verlore, was die Vader daar. Het
het hy alles vasgehou en plek gemaak vir dit wat volgende sou kom. En net daar, in die vashou, in die stilte, was daar nie 'n leegheid nie. Daar was 'n nuwe asem wat geblaas word vir nuwe lewe, die opstandingslewe. Ingeblaas vir die oorwinning en Sondag om te kom, die nuwe om te kom. En hy hou jou vas. En jou waarom, en jou hoekom mag jy dink jy's alleen, jy is nie, jy's in sy hand. En jy kan jou lewe in daai hande oorgee, want dis hande wat heel maak, gesond maak, nuut maak. Jy sien dit nie nou nie. Jy verstaan dit nie nou nie. Maar te midde van die waaroms hoor die roepstem, volg my. Ek hou jou. Volg my in hierdie misterie in. Want dit is 'n misterie. Hierdie pad van die Paasmisterie, wat ons vat na nuwe lewe, nuwe liefde, nuwe vriendskap, nuwe gesondheid, nuwe betekenis, nuwe diepte. Dit vra dat ons bereid is om nie vas te klou aan wat verby is nie. Dis die enigste manier waarop nuwe lewe kan deurbreek en 'n nuwe gees ons kan vul. En uiteindelik kom dit neer op een ding. Vertrou. Ons moet God genoeg vertrou om te laat gaan, om te glo dat hy altyd iets nuuts en beter sal gee. Ons moet glo dat niks wat werklik waarde het ooit verlore gaan nie, dat hy alle dinge nuut maak. Alle dinge nuut maak. Die ouer wat 'n kind aan verslawing verloor het, is 'n seer wat geen woorde kan beskryf nie. Maar in hulle trane en rou vind hulle geleidelik 'n nuwe manier om 'n kind se nalatenskap te eer. Hulle begin ander ouers ondersteun wat dieselfde pyn ervaar en op 'n manier wat hulle nooit sou kon voorsien nie, bring hul verlies, lewe verander. Die persoon wat in die greep van depressie vasgevang is, elke dag voel soos 'n stryd, elke aand soos 'n geveg teen die donkerte, maar deur klein oomblikke van genade, 'n vriend se oproep, 'n straal deur 'n oop gordyn, en op 'n dag, amper ongesiens, word die donker nag ligter en 'n nuwe hoop begin stadig deurbreek. Hulle kry moed om uit te reik, hulp en ondersteuning te kry, en hulle lewe neem 'n nuwe vorm aan. Die persoon wat skielik deur 'n egskeiding gaan. Dit voel asof alles wat seker was in stukke lê. Die toekoms lyk onseker en eensaam, maar tree vir tree, deur genesing en selfontdekking, breek 'n nuwe seisoen aan, een waar hulle weer lag, weer droom, en uiteindelik 'n lewe bou wat hulle nooit gedink het moontlik was nie. Hierdie misterie sien ons in die natuur. 'n woudbrand lyk verwoestend, maar dit maak die grond vrugbaar vir nuwe groei. Sonder die vuur sou sekere saad van sekere bome nooit oopgegaan het om te groei nie. Dis die misterie van lewe uit die dood. Jesus se dood aan die kruis was nie die einde nie, maar die begin van die grootste nuwe lewe wat hierdie wêreld al ooit gesien het. En net soos hy uit die graf opgestaan het, nooi hy ons ook uit om op te staan in 'n nuwe lewe, 'n nuwe seisoen van genade en groei. Daarom moet ons nie vrees om die ou agter te laat nie. In sy hande kan jy oorgee. Hoekom? Want net daar in die donker, sê hy, dis volbring. Dis die belofte van Paasfees, hy maak alle dinge nuut. Dis volbring. Die duister het nie die laaste sê nie. Dit sal nie wen nie. Dis volbring deur Jesus. Dis volbring vir jou. En jy gaan nou 'n geleentheid hê om die nagmaal te gebruik. Vat die brood. Dit is sy liggaam. Neem die wyn of sap. Dit is sy bloed. Eet, drink, want dit is vir jou. Dit is vir jou. En dit is volbring. Here, dankie. Dankie vir u genade en u liefde.
Amen.